Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Baie welkom aan jou wat inskakel, waar jy ook al is. Het is so lekker om vandag weer saam te wees rondom God se woord. Ons het die afgelope paar weke saam met Gerrie geluister na Jesus se woorde daar op die berg in Galilea. Woorde wat nie net vol wysheid is nie, maar die hele wêreld se waardes totaal en al omkeer. Nou in hierdie gedeelte wat ons as die bergrede ken, leer Jesus sy disippels wat dit beteken om as burgers van God se koninkryk te leef en wat ons kan verwag wanneer ons deel is van daardie koninkryk van God. Ons het gesien dat elkeen van Jesus se stellings begin met geseënd is hulle of gelukkig is hulle. Maar dan word ons eintlik heeltemal verras met stellings soos geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is, of gelukkig is die wat treur, of wat honger en dors is. Dis mos nie soos die wêreld dink nie. Ons hou daarvan om in beheer van ons eie lewe te wees, en nie afhanklik te wees van iets of iemand anders nie. En ons hou ook daarvan om gelukkig en vrolik te wees en nie te treur nie. En dis ook nie altyd vir ons so maklik om met 'n warm hart aan ander mense te dink nie. Maar Jesus sê, die ware seën lê nie in uiterlike omstandighede of in gemak en voorspoed nie, maar in 'n lewe wat diep verbind is aan God, selfs wanneer ons swaar kry. Nou die bergrede in Matteus 5 fokus nie op die sleutel tot ware geluk nie, maar op die feit dat God se mense op 'n ander manier as die gebroke, sondige wêreld leef. En Jesus herinner ons, julle is my koninkrykskinders. En omdat ons aan hom behoort, kan ons swaar kry op 'n ander manier as die wêreld hanteer. En elke saligspreking sê op sy eie manier, dis die moeite werd om my te volg. Al sê die wêreld die teenoorgestelde. Nou vandag sluit ons af met die reeks met Jesus se laaste saligspreking waar hy sê, geseënd is julle wat ter wille van my vervolg word, beledig word en oor wie daar leuns versprei word. En ons hoef nie ons wenkbroue daaroor te lig nie, want ons ken ons Here se hart. En ons weet, as hy gesê het, ons sal geseënd wees, selfs al word ons vervolg op allerlei maniere, dan sal dit so wees. Maar hoe kan vervolging ooit 'n seën wees? Wat beteken dit vir ons wat dalk ook pyn en verwerping of teenstand beleef, omdat ons probeer leef volgens God se wil? Kom ons gaan sit weer by Jesus se voete en hoor wat hy vandag vir ons wil sê. Kom ons bid saam. Here, maak ons harte stil. Bring ons warbel van gedagtes tot bedaring. Laat u woord soos reën op droë grond val en laat dit insink, wortel skiet en vrug dra. Praat met ons, Here. U kinders luister. Amen. Die bergrede is in Matteus 5 opgeteken, maar ons lees vandag 'n gedeelte uit Johannes 15, waar Jesus verder uitbrei oor die kwessie van vervolging.
Ons lees vanaf vers 18. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Maar omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely en hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie by hulle die werke gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sien hulle dit, en tog haat hulle my en my Vader. Maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan, moet vervul word. Hulle het my sonder rede gehaat. En dan sê Jesus in Matteus 5 vers 11, Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Julle het immers die profete voor julle net so vervolg. Nou dis lankal nie meer vir ons nuus dat Jesus en sy koninkryk die teenoorgestelde boodskap as die van die wêreld bring nie. Is ook nie toevallig dat Jesus eers in Johannes 15 oor die liefde gepraat het, voordat hy oor die wêreld se haat begin praat het nie. Want Jesus sê, sy boodskap en die wêreldsin sit nie om homself te vier nie. Maar soos ons liefdevolle Vader, praat Jesus ook vir ons moed in, as hy in vers 8 sê, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my eerste gehaat. En al is dit moeilik om te verstaan, sê Jesus in Matteus 5, ons sal geseënd wees, wanneer ons ter wille van sy naam beledig en vervolg word, of wanneer mense allerhande leuns oor ons versprei. Nou dit gaan nie hier oor 'n gevoel van blessing of seën nie, maar oor die waarheid dat ons aan hom behoort. En dit is genoeg. Dalk voel vervolging vir jou iets wat ver en vreemd is, iets wat eintlik net in ander lande gebeur. Maar dan wil ek jou voorstel aan geopende deure. Dit is 'n internasionale Christelike bediening wat in 1955 deur broer Andrew begin is. Nou hy was bekend as God se smokkelaar, omdat hy Bybels agter die eystergordyn ingesmokkel het, in plekke waar God se woord op daardie stadium verbied was. Nou vandag werk hierdie organisasie dwars oor die wêreld om Christene wat vervolg word te ondersteun, om vir hulle te bid, om Bybels aan hulle te verskaf, om hulpbronne vir hulle beskikbaar te stel. Dit kan nou enige iets wees van praktiese hulp, soos kos en klere en skuiling vir die gelowiges wat alles verloor het, juis as gevolg van geloofsversorging. Hulle verskaf ook mediese hulp aan slagoffers van aanvalle, selfs marteling, en dan dra hulle ook by tot skool- of universiteitsgelde vir kinders wat van vervolgde gesinne kom. En geopende deure maak ook ander Christene bewus deur hierdie getuienisse van vervolgde Christene met ander te deel, sodat ons betrokke kan raak deur vir hulle te bid en dalk selfs ook prakties en finansiëel betrokke te raak. Nou hierdie organisasie stel elke jaar 'n World Watch List op
wat 'n ranglys is van lande waar die Christene die ergste vervolg word. En volgens die lys van hierdie jaar word meer as 380 miljoen Christene wêreldwyd vervolg en aan diskriminasie blootgestel as gevolg van hulle geloof in Jesus. Dit beteken 1 uit 7 Christene word wêreldwyd vervolg. Nou daarom kan ons nie sê, dit gaan nie oor my nie. Al ervaar jy self nie fisiese versorging nie, is dit wel 'n realiteit vir jou familie in Christus. En Jesus se vraag aan ons is, wat gaan ons daaraan doen? Nou in Suid-Afrika is ons gelukkig om nie tronk toegestuur te word oor ons geloof nie. Ons kan nog Bybels vrylik aankoop in die malls en ons hoor nog die woord van God oor die radio en ons sien selfs programme daarvan op die TV. Maar dit beteken nie dat daar geen weerstand is as gevolg van ons geloof nie. Dit is ook net 'n bietjie meer subtiel, soos byvoorbeeld wanneer jou geloof as dom of naïef afgemaak word, of wanneer jy uitgeskei word omdat jy anders dink as die res, of soos ek onlangs in 'n winkel ervaar het. Ek het na iets gestaan en kyk, toe ek hoor hoe een van die winkel se personeel die Here se naam sommer net so gebruik. Ek kon myself nie help nie, en ek het opgekyk en die vrou het my reaksie raak gesien. En toe hoor ek, sy sê spottend vir een van haar kollegas, dis seker 'n kerkvrou daai. Nou, dis klein goedjies, maar dit wys jou hoe maklik Christelike waardes bespot of selfs verwerp word. Nou die wêreld en Jesus praat nie dieselfde taal nie, maar selfs hier sê Jesus, geseënd is julle. Maar wat beteken hierdie teks vandag vir ons? In die eerste plek moet ons weerstand verwag. As jy werklik Jesus se woord ernstig opneem en begin leef soos hy ons leer, met ander woorde, jy is byvoorbeeld eerlik in alles wat jy doen, jy tree vol genade op teenoor alle mense wat eintlik straf verdien, jy gee liefde en vergifnis waar ander dalk 'n wrok dra of selfs haat, dan gaan jy bots met hoe die wêreld dinge doen. So vervolging is nie vreemd nie, selfs nie vir ons nie. Nou Paulus sê vir Timoteus dat almal wat lief is vir die Here en wat toegewyd is aan hom, sal vervolg word. Hy sê nie gaan dalk vervolg word nie, hy sê sal vervolg word. En nou wonder ek sommer, as ons nog glad nie vervolging ervaar het nie, maak nie saak of dit in 'n ernstige of 'n minimale mate is soos wat ek in die winkel beleef het nie, hoe goddelik of heilig leef ons eintlik? Paulus sê, almal wat heilig of volgens God se wil leef, sal vervolg word. Maar as ons dan vervolg word, bemoedig Petrus ons in 1 Petrus 3 vers 14. Hy sê, maar selfs as julle sou ly, omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. So moenie bang wees vir mense, of julle laat afskrik nie. Moenie dink jou geloof gaan jou bewaar van konflik met die wêreld nie. Want Jesus het dit reeds gesê, as hulle my haat, gaan hulle julle ook haat. Die tweede punt is, wees gereed om uit te staan. Die wêreld huiwer nie om op te staan vir dit waaraan hulle glo nie. So waarom moet ons dan stil bly oor wat ons glo? Want wanneer ons opstaan en teen die stroom swem, dan wys dit dat ons nie saamstem met die meerderheid nie. Dit wys ook dat ons anders dink en dat ons 'n ander pad kies. Die probleem is net, die sondige wêreld wat in die donker leef, hou nie van Jesus se lig nie. Dit maak hulle ongemaklik en hulle hou net nie daarvan nie. So wanneer jy dan opstaan en uitstaan, kan jy teenstand verwag. Maar die teks moedig ons aan om nie skaam te wees vir ons geloof nie. Ons moet dapper wees
want ons dra lig wat die duisternis kan verdoof. En die derde punt, om te onthou, is dat God teenwoordig is in vervolging. In Daniël 3 lees ons van Daniël se 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, wat in die vuuroond gegooi is, omdat hulle eenvoudig geweier het om voor koning Nebukadneser se beeld te buig. Hulle is letterlik vervolg oor hulle getrouheid aan hulle God. Maar in plaas van om dood te brand, gebeur daar iets wonderliks, iets bo-natuurliks. In Daniël 3 vers 25 sê koning Nebukadneser, maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die 4de lyk soos 'n hemelwese. So God het nie van ver af gestaan en soos 'n toeskouer gekyk wat met hulle aan die gebeur is nie. Hy was daar, in die vuur, saam met hulle. En dis wat dit vir ons ook beteken. Wanneer jy deur vuur gaan, is jy nooit alleen nie, want hy is by jou. Net soos hy by Sadrag, Mesach en Abednego was. Net soos wat hy by Israel in Egipte was. Soos wat hy by Daniël in die leeukuil was, en by sy vriende in die vuuroond. En net soos wat God by Jesus aan die kruis was, is hy by jou. In die vuur, in die trane, en hy gebruik dit tot sy eer. Die 4de ding wat ons moet weet is dat wêreldse goedkeuring is tydelik. Het is lekker om deur ander liefgehet te word en om aanvaar te word, om ingetrek te word en deel van 'n groep te wees. Maar ongelukkig vereis die wêreld dinge van ons wat nie pas by kinders van God nie. Die wêreld doen en praat en dink nie soos Jesus nie. En as ons die wêreldse goedkeuring geniet, sê Jesus, wie 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. Jesus sê, ek het julle uit die wêreld uitgekies. Daarom sal die wêreld julle haat. Dis logies. As jy die wêreldse goedkeuring soek, gaan jy nie God se waardes kan uitleef nie. Maar Jesus sê, geseënd is julle, ongeag hoe die wêreld julle hanteer, selfs al haat hulle julle. Die seëninge en geluk wat ons van God ontvang, kan deur geen uiterlike omstandighede beïnvloed of weggevat word nie. En ek wil vir jou sê, dat ons wat aan God behoort en die lewe van sy seun ontvang het, is reeds geseënd en gelukkig. Die bergrede is nie 'n lys van opdragte wat ons moet nakom om daardie seëninge van God te ontvang nie. Ons hoef niks te doen om God se seën te verdien of sy liefde te wen nie. Dis deel van wie ons is as kind en erfgenaam van God. Ons het dit reeds gekry. So Jesus wil hê ons moet verstaan, as jy deel is van my koninkryk, lyk geluk anders as die van die wêreld. Die wêreldse idee van geluk en seën is dalk rykdom, mag en gemak. Maar Jesus se idee van geluk is innerlike vrede, afhanklikheid van God, 'n rein hart en om goed te wees vir ander. So wanneer ons soos burgers van God se koninkryk leef, dan ervaar ons die soort geluk wat nie afhanklik is van wat met ons gebeur nie. Dis 'n dieper geluk wat geen einde het nie en wat die gevolg is van 'n intieme verhouding met ons hemelse Vader. Onthou, ons is nie deel van God se koninkryk omdat ons gehoorsaam is nie. Ons is deel van sy koninkryk omdat ons God se genade ontvang het. Maar wanneer ons gehoorsaam is aan Jesus, word God se koninkryk sigbaar deur hoe ons leef. Al is dit in 'n donker wêreld. Onthou, ons is nie geseënd omdat ons reg leef nie. Ons leef reg omdat ons geseënd is. En wanneer ons so leef,
ontdek ons die diepste geluk wat daar is, om naby God te wees en binne sy wil te leef. Dalk wonder jy nog na al die geprekery, of dit die moeite werd en opoffering werd is, om lig en sout vir die wêreld te wees, soos wat Jesus van ons vra. Ja, dit is. Die Vader maak dit die moeite werd. En wat is ons beloning? Elke keer as jy kies om God se pad te loop, al is dit moeilik of ongewild, wys jy vir die wêreld hoe mooi en hoe goed God is. En daardeur word hy verheerlik. En dis ons grootste roeping. As jy al ooit gewonder het wat jou roeping op aarde is dit om deur jou lewe, jou hemelse Vader se naam bekend te maak en aan die wêreld te wys hoe goed hy is vir elkeen wat aan hom behoort. Nadat Jesus gesê het, ons is sout van die aarde en lig vir die wêreld, het hy in Matteus 15 vers 16 gesê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. God gebruik swaar kry, op maniere wat ons nie altyd verstaan nie. Nie deur dit goed te praat nie, maar deur dit om te keer. Hy vorm ons karakter, hy bou volharding, hy leer ons om te vertrou, en hy maak ons lewens 'n getuienis verander. Hy vat wat gebreek is, en hy maak dit betekenisvol. Net hy kry dit reg, omdat hy alleen God is. Omdat sy genade groter is as enige pyn, en omdat geen traan ooit verlore gaan by hom nie. En nou vra ons onsself, is ek bereid om my geloof openlik uit te leef, al is daar 'n prys? Ek sluit af. As jy die vrymoedigheid het, reageer op hierdie boodskap deur 'n kort getuienis of selfs 'n belydenis van jou geloof neer te skryf, hier in die kommentaarseksie. Want dit gaan nie oor jou nie, maar dit moedig dalk ander aan om ook vir Jesus op te staan. Dalk wil jy verklaar dat jy vir Jesus volg, nie omdat dit maklik is nie, maar omdat hy dit werd is. So mag jy gaan met die wete dat jy geseënd is, nie omdat die pad maklik is nie, maar omdat God saam met jou stap. Mag sy lig in en deur jou skyn, selfs wanneer dit donker is. En mag jy sterk staan, selfs al voel jy alleen. En mag jou lewe altyd 'n loflied wees tot eer van ons Vader in die hemel. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding what power set me free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. There is another in the fire. Oh, my dead left for dead beneath the water. Should I fall in the space between what remains of me and this reckoning? Either way, I will bow to the things of this world. And I know I will never be alone.
but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come on, May, in the space between all the things unseen in this reckoning. I know I will never be alone. You'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminded what power set me free, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. Jesus, dankie dat ons vandag weer by u voete kon sit, om deur u geleer te word. Wat 'n voorreg dit is, om gelukkig en geseënd te kan wees, en as burgers in u koninkryk te kan leef. Vader, dankie dat ons kan weet, dat u by ons is, selfs in die slegste omstandighede. En gee vir ons 'n hart, vir ons medegelowiges, wat fisies vervolg word, en nodig het, dat ons gebede ook vir hulle sterk maak. Vader, dankie dat u ons so lief het, en beloof dat u ons nooit verlaat nie. Jesus, dankie dat u ons onderrig in die waarheid. Maak ons harte oop en ontvanklik en bereid om te luister. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekyk het en tyd gemaak het om by Jesus se voete te sit. Mag jy hierdie week met nuwe moed ingaan. Nie bang vir teenstand nie, maar vol vertroue dat jy geseënd is, selfs al kry jy swaar. En onthou, jy's nie alleen nie. Jy dra lig, jy is sout en jy behoort aan hom. Tot 'n volgende keer, bly naby aan Jesus en leef met oorgawe. Mooi loop.